kom met julle gesels, met julle deel oor die gedagte, roem in die Here. Paulus praat en hy sê, roem in die Here. Jeremia 9 vers 23 en 24 sê, roem in God. En ons as mens, om te roem in onsself is baie maklik, nee. Dit is baie maklik, want ons dink ons is baie keer oulik, as ons enigiets doen, wat lofwaardig is, wat goed is, wat mooi is dit maklik om te roem in dit wat ons goed doen, en dit wat ons reg doen, en dit wat ons doen, wat ons dink reg is, en goed is. En dit is maklik, dit is baie maklik om te roem, maar dit is moeilik om te roem in ons swakhede. Niemand gaan sê, hoor ek het hier en hierdie voor almal vanmôre nie. Want dit is moeilik, ons kan nie sê, ons kan roem in ons swakhede nie, maar het is maklik om te sê, weet jy wat, ek het 'n nuwe huis gekoop. Sien jy daai die Everest wat daar buite staan? Dis myne. Ons is maklik om oor die dinge van die wêreld te roem en in ons vleeslik, ons menslikheid te roem. Charles Spurgeon sê die volgende. Hy wys dit so 3 punte. Hy sê, he who boasts in himself is but a baby in Christ. Growing Christians think themselves nothing. Mature Christians know that they are less than nothing. Hy praat en hy sê, as ons nog oor onsself hoog maak en onsself oulik maak, is ons eintlik nog kinders in Christus, dan drink ons nog eintlik die melk. Maar wanneer ons kom by die volwasse gelowiges, dan is ons in die vaste, medium rare steak van geloof, nee. Dit is wat God vir my en jou sê, en dan kom ons na hierdie skrifdeel in Korintiërs, en om agtergrond te gee, hulle bevraagteken Paulus se apostelskap, sy gesag, en hy praat met hulle, weet hoe's Paulus, hy sê vir hulle reguit, ek kan kwaad raak, ek kan ferm raak as ek moet, want hulle bevraagteken hom, hulle sê, maar jy Paulus, jy so in hierdie brief, maar in persoon is jy anderste, en jy doen al die dinge, en jy roem eintlik in jou vlees, en dan kom Paulus, en hy sê hierdie woorde, hy sê, maar die skrif sê, hy wat roem, moet in die Here roem. Die man wat die proef deurstaan het, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word. Hy sê roem, hy haal Jeremia 9 vers 23 en 24 aan, ek wil daai skrif ook vir julle lees. Hy sê, thus says the Lord, let not the one who is wise and skillful boast in his insight, let not the one who is mighty and powerful boast in his strength, let not the one who is rich boast in his temporal satisfactions and earthly abundance, but let the one who boasts boast in this, that he understands and knows me and acknowledges me and honors me as God and recognizes without any doubt that I am the Lord who practices loving kindness, justice, and righteousness on the earth, for in these things I delight, says the Lord. En hierdie skrif vat eintlik my hele boodskap af ten volle. Ons kan eintlik aan my huis toe gaan, hoor. Julle kan maar gaan, tot sien julle môre. Nee, ek spot. Maar ek lees hierdie skrifdeel en ek sien wat God begeer van ons. Roem in die dinge van hom. Roem in wie hy is vanmôre. Roem in sy gesag. Roem in erkenning wie hy in ons lewens is en wat hy vir my en jou gedoen het, nê? Dit is wat God van my en jou verwag, om in hom te roem. En Paulus sê, ek roem in die Here. Ek roem in wie hy is vanmôre. Ek roem wie hy vir my sê hy is. Nie die wêreld nie. Hy gaan verder aan in 2 Korintiërs 11 vers 30 tot 31. Hy sê, as daar dan geroem moet word, as daar enige iets is wat ek en jy kan roem oor vanmôre, as daar enige iets waaroor ons kan boast vanmôre, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Doen jy dit vanmôre? Dis nie maklik nie, want ons wil nie. Dit is hoekom? Maar Paulus sê, en hy praat in hierdie hoofstuk ook, en hy sê, daar's baie dinge wat ek kan roem, hy praat met die valse apostels, hy sê, hoor jy, ek het hierdie gedoen, ek het hierdie dinge gedoen, ek het al hierdie dinge gedoen, ek was al in die tronk gewees vir die evangelie, ek het al hierdie dinge gedoen, daar is rede om oor te roem, maar as daar een ding is wat ek kan kies vanmôre, is dit om te roem in my swakhede. En as jy gaan kyk na die Grieks, en dit gaan klink of ek jou vloek vanmôre, maar hou net by my vanmôre, asseblief, dit sê, kokahomahi, ek weet nie eens hoe maar uit te spreek, maar dit beteken vir die roem, die woord, en dit kom van die wortel, die oorsprong algeio af, wat beteken nek, what holds the head up
Haai. En hy sê verder, en dit verwys ook om te leef met God gegewe sekerheid. Wanneer Paulus praat, en hy sê, ek roem, en hou ek my kop, en ek het hierdie confidence, ek het hierdie sekerheid in God, en ek roem in die Here, en ek weet wie hy is, en hy is my God, hy is die een wat heers, hy is alles, en ek kan my kop oplig, en ek kan my nek uitstrak, en ek sê, Here, my oë, my kop, ek wie ek is gevestig in die roem van u heerlikheid. Vanmôre, want dis wat sy woord vir my en jou sê, en as jy gaan kyk in al drie, in 2 Korintiërs 10, wat ek nou gelees het, in hierdie ene, en in 2 Korintiërs 12, waar hy praat, ek roem in my swakhede, is dit al drie roeme, dieselfde woord, dieselfde betekenis wat hy gebruik, in al drie hoofstukke. So Paulus wil eintlik vir ons iets sê vanmôre. God wil vir ons deur ons woord sê, ek roem eintlik in sy heerlikheid. Ek roem in hom vanmôre. Sodat die mens, die vleesmens, die vleeslike begeertes kan toe kan gaan, sodat hy al die eer, al die lof, al die prys en al die aanbidding kry, sodat sy krag en volle werking in my lewe kan kom. En dit is half 'n oxymoron. Dit is teenstrydig met wat die wêreld vir my en jou sê ons moet wees. Maar ek en jy weet hoekom ons dit moet doen. Ons weet wat die waarheid is in Jesus, want Paulus het geweet wie hy in die Here is, hy het geweet wie sy God is, hy het geweet aan wie behoort die lof, die prys en die aanbidding. Weet jy vanmôre aan wie dit behoort? Nie aan my nie. Ek sit gisteraand en ek brei voor en ek dink, dit sal nou nice as Pastor Wouter net sê hoe oulik hierdie preek was vanmôre. Nee, ernstig. My vleesmens, dit kom ons so, hy kruip so agter by jou soos 'n stoute kind om jou bou te knyp. Want my vleesmens sê, jy's oud, as iemand net vir my kan sê hoe oulik ek is. Maar ek wil nie in 'n droom nie. Ek sê vir Here, ek wil nie in hierdie vleeslike begeertes roem. Dit beteken, daar moet eer gegee word, eer toegegee moet word. Maar Here, ek wil nie roem in die begeerte van, ek is oulik of ietsie, want dit is nie ek vanmôre nie. Dis u Here, dit is u koninkryk. Dis u genade dat ek hier vanmôre op hierdie verhoog kan staan en die woord kan verkondig en ek kan sê dit is wat God vir my gesê het en dis wat God vir jou wil doen en ek beleef en ek ervaar die afgelope tyd dat ek al hoe meer beweeg in ek wil nie in myself roem nie. Ek wil nie roem in wie ek is nie, maar ek wil roem in God. Ek wil roem in die Here, want dan is Armand nie meer in die prentjie nie. Dan is die Here een wat die voorgrond kry. Dan is hy die een wat die eer, die lof, die prys en die aanbidding kry. Nie my vrou nie, nie my man nie, nie my kinders nie, my werksplek nie, niks behalwe hy nie, niks behalwe die Here vanmôre nie. En dit is moeilik. Want sondige vleesmens wil die prys ontvang. Ons kyk na die wêreld, mense wat dink hulle is goed, wat mag behep is, maar ek het gevind dat in die Here, wanneer ek in hom roem, is daar blydskap. As ek in hom roem, is ek afhanklik van hom af. As ek in hom is, dan kan sy krag deur my werk. En wanneer ook al ek myself bevind in 'n situasie, sal ek sê, Here, ek roem in U, want ek het U nodig. Ek roem in U krag. Kan jy getuig daarvan vanmôre is my vraag. Is jou lewe getuienis van, ek roem in die Here, want hy is waardig om te loof. Hy is waardig om te prys, hy is waardig van alle dinge. Want as ek roem in hom, dan sê ek dit ook, hy is waardig. Ek is nie waardig nie. Die bloed van Jesus Christus het my waardig vir die Vader gemaak. Is alleenlik deur sy bloed, nie deur wat ek gedoen het. Die baie gelowiges dink, ek het die Here aangeneem as my saligmaker en verlosser, maar jy vergeet, ons vergeet, hy het sy hand uitgestrek na ons toe. Ek het my lewe vir die Here gegee. Sê jy, nee, jy het nie. Jy het die geleentheid gehad om die keuse te maak, maar hy het sy hand na jou toe uitgestrek, want hy het jou lief gehad toe jy nog 'n sondaar was. Jy het niks om oor te roem vanmôre nie. Sê dit vir nou vanmôre vir jou, jy gaan uitstap, geen om hoe groot jou plaas is, geen om hoe groot jou besigheid is nie, geen om wie jy mee bekend is vanmôre nie, jy het niks oor om te roem vanmôre, behalwe in die Here vanmôre nie. Dit is wat God wil hê, want wanneer ons hartspostuur daar is, wanneer ons in dit beweeg, kan ek en jy begin bruikbaar word in sy hande. Openbaring 4 vers 11 sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Deur sy wil is jy geskep. Ek sê vir die manne Vrydagoggend, die Here het jou geskep en jy's hier.
Jy's nie verniet hier nie. Jy's nie net nog 'n asem vanmôre nie. Jy's nie useless vanmôre nie. Jy's geskep om te sien hy is waardig en in hom te roem en vir die wêreld te wys waarna toe ons kan uitkyk en kan uitsien dat ons nou al hom kan beleef en kan sê hy is heilig, hy is eerbaar, hy is lofwaardig. Hy kom alles toe. Die ouderlinge sing dit en hulle beleef dit, hulle ervaar dit en hulle gooi hulle krone na hom neer, by sy voete neer en hulle beleef dit want dis wat hulle ervaar en dis wat hulle sien. Daarom kan ek in die Here roem, want ek weet wie hy is. Paulus kon dit doen, want hy het geweet wie sy skepper is. Weet jy wie jou skepper is vanmôre? Weet jy die krag wat deur sy seun se bloed vir jou gegee is? Weet jy dit? En die vraag is dat, in wat roem jy vanmôre? As kind van God. Wat roem jy in? Want jy gaan sê, nee, ek roem in die Here, maar as jy jou hart gaan moet ondersoek, wat is dit wat jy oor boast, oor blydskap vind? Is die Here? Is die verlossingsprys wat hy vir jou gegee het? Wat is dit? En jy moet jouself die vraag vra, ek moes gister myself die vraag vra, en sê, Here, vergewe my, dat ek in myself en in my kragte geroem het, en die geroem het in ander se woorde. Paulus praat in hoofstuk 10 van 2 Korintiërs, en hy sê, julle roem in julle self, julle roem in dit wat julle doen, en roem in ander mense se dinge. Roem eerder in die Here. Mag ek as kind van God altyd in hom roem. Is moeilik, is nie maklik nie, maar as jy in hom bly, as jy jouself in hom laat roem, sal jy sien hoe jou lewe sal verander. Die confidence sê, Here, U is wie U sê U is. Dit is 'n baie kort boodskap, ek weet, maar tyd loop uit vir ons, as kinders van God. Tyd loop uit. Die Here kom weer terug. En ek en jy moet elke dag so leef in die Here, om te sê ek roem in hom, ek roem in sy krag, ek roem in wie hy is, dat die wêreld die getuienis van my en jou kan sien, sodat hulle tot redding kan kom, sodat hulle kan sien, daar is nog hoop, daar is 'n lewe na die dood, daar is ewigheid wat vir my en jou voorlê, en ons moet gereed wees om in elke dag, in elke situasie te sê, Here, ek roem in U, sodat mense kan sien, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor die kerk nie, dit gaan oor Jesus Christus wat die hoof van die kerk is, en nie wat ek doen nie, maar wat hy deur my en jou doen. Ek hoop jy besef dit, ons kan nie net laks agteroor staan nie, God wil jou gebruik. God het iets wat hy deur jou wil doen, dalk sit jy al vir jare in die kerk, en daai sitplek het al 'n gat van so warm wat jy hom sit. Maar God wil jou gebruik, wil jy nie gebruik word deur God vanmôre in die kerk? Wil jy nie deel wees van sy koninkryk nie? Wil jy nie deel wees van sy plan vir hierdie dorp nie? En jy sê amen vanmôre, maar is dit regtig waar so? Die regtig waar die hart van God in jou? Kan jy roem in die Here en sê, Here, ek roem en ek wil roem. Paulus praat en hy sê, ek roem in die dinge van die gawes van die Here. Nie myself, maar ek roem in dit wat hy vir ons gegee het om die evangelie te kan verkondig. Wat roem jy in? Is jy bereid om tyd op te offer, om mense te wys van Jesus Christus, en sê, dit is wat saak maak. En terwyl die oë gesluit is, terwyl niemand rondkyk, wil ek hê, jy moet vanmôre 'n besluit neem, wil ek hê, jy moet vanmôre by keuse kom in jou lewe, en voor die Here kom, en sê, Here, ek het in myself dalk geroem, dalk het jy in te veel goed geroem. Jy het geroem in jou vlees, die aanmerkings van mense, die lof van mense. Maar die woord is duidelik wanneer hy sê, wanneer ons in hom roem en die proef deurstaan het en nie die prys van mense soek, jy sal God my en jou prys. Nie dat ons dit gesoek het nie, maar omdat ons in hom bly roem het. En mag ons roem in hom, en vanmôre wil ek 'n gebed doen saam met jou, en ek wil hê as jy wil opstaan, staan op.
En sê, Here, ek kies om in U te roem. Ek kies om in U heerlikheid te roem. Ek kies om in U naam te roem. Ek kies om te roem in dit wat waar is en dit wat groot is en dit wat almagtig is tot U heilige naam. En as jy wil deel wees van hierdie gebed, staan saam met my vanmôre. En ek gaan saam met jou bid. En ek weet die Here gaan jou gebruik. Ek weet mense gaan sien sê daai persoon is nie in hulle self nie, maar hulle is in die Here. Hulle roem in sy waarheid, hulle roem in sy heerlikheid, hulle roem in dit wat goed is, dit wat lofwaardig is, dit wat tot eer van die Here se naam is, want hy sal jou prys omdat jy gekies het om in hom te roem vanmôre. Here, ek bid vir elke persoon hier vanmôre. Ek strek my hande uit, Here, en ek kom bid, Here, U sien harte vanmôre, Here. U sien hulle hartstogte vanmôre. U sien wat hulle begeer. U sien wat hulle nodig het, Here. Hulle sê, Here, ek lê my lewe neer. Ek roem nie meer myself nie. Ek roem nie my finansies nie. Ek roem nie in my eie naam nie, maar ek roem in die naam van die Here. Ek roem in sy heerlikheid. Ek roem in sy krag. Ek roem in sy waarheid. Ja, Here, ons roem in wie U is vanmôre. Ons kies om vas te staan, soos Paulus sê, ek roem in die Here. Want uit dit uit besef ek is maar net 'n mens, ek is net 'n bruikbare instrument, niks wat ek doen sal ooit kom by die roem van U in die Here Jesus Christus, want dit is uit U genade uit, is uit U bloed uit, dit is uit U naam uit wat ek kan sê, waardig is U, heilig is U naam, want aan U kom alle lof en alle prys en alle aanbidding toe. En wanneer ons uit die uitstap uit die gebou uit, wanneer ons te doen kry met mense, Here, en wanneer ons vlees kom en sê, maar jy kan in 'n droom en sal sê, nee, die Here sal ek in roem, want hy het my hier gebring, hy het vir my die geleentheid gegee, en daarom sal ek roem in my swakhede, want dan kom die krag ten volle werking. Ja, Here, as ek mag roem, soos Paulus sê, dan sal ek liewer roem in die krag van Jesus Christus, want dan kom sy krag ten volle werking. Ek roem deur die bloed van Jesus Christus. Ek loof U, o Koning Jesus. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. En amen. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.